Welcome again to Are We Relevant? Today's program featuring some of the sermons preached in last decade. For more information, log on to our website, www.arewerelevant.co.za. Now here is today's program. Hemelse Vader, U wat groot is, U wat almagtig is, U wat vir hulle wat lam is, U wat hulle wat moeg is, U van hulle wat seer is en moeg is, U sê kom na my toe, ek gee julle nuwe krag. Here, U is die een wat ons genade gee om vanoggend hier te kan staan. Waar daar ander is wat siek is, wat sonder huise is, wat ander wat op strate is, wat in die koue lê, waar daar gisterand weet nie hoeveel gesterf het oor Suid-Afrika, het U vir ons nog steeds genade, o genade, o genade. Here, is onbeskryflik vir hulle wat vanoggend by 'n siekbed staan. Ons bid, Here, dat U vir hulle werklik daar sal genesing bring. En Vader, as dit U wil is, miskien heeltemal opwek uit 'n siekbed uit. Hulle wat vanoggend miskien met die dood iemand in hierdie week afgegee het, slegte nuus gehoor het van 'n werk wat hulle verloor het. Versterk ons Gees van God en spreek so deur ons tot ander. Dat is die woord wat ons hier vanoggend ontvang, sal uitdra met 'n gejubel en sê, so spreek die Here. Amen. Broers en susters, ek het deur die jare baie dinge met my gebeur, my vrou. Ons was in Nigerië gewees, ek het tyfoid gekry daar. Ek was vir 2 dae nie by myself nie. Ek was daar by die dood, die tyfoid, die broer en suster, dit is net so 'n paar uur, 3 dae, dan is jy dood. Maar wat ek vir vanoggend vir julle wil deel en vir julle te sê, dat ons dit vra. Jy moet weet, as ek vanoggend met julle praat ek uit my eie ondervinding uit. Ek praat nie net omdat ek dit opgelees het nie, maar ek praat dit omdat ek dit gaan self soek het en sê, my Here en my God, waarom? En ek hoop vanoggend as ek vir julle met die deel wat die Here met my 'n paar jare al geloop het met my en my vrou. Daar kom dinge in ons lewens wat ons nie verstaan nie. Ons vra, daar is dood, daar is ongeluk. Daar is my oog verloor. Ek is halfsiende wat ek hier is. Ek kan net nie een van julle sien nie, julle is almal dof. Gelukkig gooi my vroukie dit groot op die bord, dan kan ek dit sien. En ek prys sy naam daarvoor. Maar kom ek gaan vir julle verder. En ons het deur die jare het mens dinge ondervind. Ek het my broer verloor. My broer was nog jonk toe sy alkoholus in 'n park gevind. Soos hulle dit noem, 'n kroeg gevind. Ek moes hom daar gaan haal en sê, Boetie, ma sê jy moet huis toe kom. En dan wonder jy, Here, hoekom het hy gesterf aan lewerkanker? En hy's dood op die ouend. Die drank het hom gevat en hom gesleep. Here, hoekom my Boetie? My pa staan op sy knieë, Here, vir jare lank, hoekom? Dan soek jy antwoorde en ek hoop jy gaan dit vanoggend kry, soos wat ek dit gevind het. Die eerste storm wat ek met julle behandel, is 'n Jona-storm. Jy ken al die geskrifte, ek gaan daarop vir julle opsit. Jy ken al die geskrifte en al die verhale wat ek met julle gaan deel, soos ek deur die Bybel gaan ken u almal. In 'n Jona-storm, kan u onthou hoekom het die storm opgekom? Het iemand vir my kan sê, wat 'n storm het daar gekom? Wie het die storm gebring? Ja, God het die storm gebring. Nou is die Bybel, waar is die Bybel? Is dit daar vir teregwysing, vir lering vir ons? Ons kan nie die Bybel miskyk nie, broer en suster. Ons moet na die Bybel teruggaan en sê, wat sê God se woord? En soms sê God se woord vir jou iets wat jy nie wil hoor nie. Stel nie belang nie. Maar vanoggend gaan ek vir met julle deel. God bring die storm vir Jona. Jona was ongehoorsaam. Was hy 'n kind van God? Ja, volgens die Joodse het God met hom gepraat. Hy was 'n profeet geweest. God het met hom gepraat. Jy kan op ander plekke gaan lees van Jona. En toe God vir hom sê, ek wil dat jy na daai persoon toe gaan, na daai volk toe gaan sê vir hulle, ek is lief vir hulle. Hulle moet hulle bekeer. Toe sê Jona nee. Hy draai sy rug op God. Vanoggend staan jy miskien hier. Ek en jy in ons lewe. Het God gepraat met jou?
En hy het vir jou gesê, ek wil dat jy dit doen, ek wil dat jy jou bekeer, ek wil dat jy jou rug draai op daai sonde, ek wil dat jy dit doen, ek wil dat jy my volg, en jy sê, ek het 'n besigheid om te hanteer. Here, gee my net kans nog, nie nou dit nie, Here, asseblief nie nou nie. Miskien het God jou lank teruggeroep en sê, bekeer jou. Hierdie lewe is nie reg van jou nie. Dit wat jy doen is verkeerd. En dan gebeur daar iets in 'n lewe, dan kom jy agter, kom 'n storm, dan sê jy, Here, hoekom het ek my werk verloor? Here, hoekom het hier gebeur? Hoekom werk my besigheid nie? Here, waarom hierdie ding? Ek sit hier, Here, ek het nou niks nie. Here, waarom? Jy moet altyd een ding onthou, dat die woord is daar vir teregstelling, daar staan, as daar iets na die offer toe bring, as jy iets na die offer bring, en iemand het iets teen jou, loop saam met daardie man, staan daar geskryf, loop saam met hom, voordat hy jou oorgee, aan God. Daai iemand wat van praat, die Heilige Gees, as jy die stemmetjie hoor wanneer jy bid, of jy sit voor die komputer, of jy doen iets en daai stem sê vir jou, moenie na hierdie program, TV-program kyk nie, moenie na die TV-program kyk nie, omdat ek ongehoorsaam is, laat God toe, laat ek hier tot onderkom. En dan as ek kan onderkom en ek het niks meer, my geld is op, Here, ek is na by die dood, Here, ek het iets verloor, ek my werk verloor, Here, ek het iets, Here, waarom is ek hier, Here? Hoekom is ek so ongelukkig? Dan sê God vir jou, jy het my vergeet. Jy's te besig met allerlei dingetjies, met jou eie vakansieplanne, jy's in die boot aan die slaap, jy daar gelê en slaap. Die Jona mense sleep ander mense saam met hulle. OK, ek sal jou help. Jona, spring in die see. En Jona het gesê, hy spring. En op die ou na kom God weer terug. Here, ek is jammer. Dan bring God my weer daarbo tot in sy wil. En Jona spring binne in die see. En God sê, ek bring jou terug daarbo na my wil toe gaan. Sê vir Nineve. Miskien sit jy vanoggend en jy kom agter dat jy was ongehoorsaam. Miskien as jy probleme vandag gaan met jy terugkyk na jou eie ek. En jy kyk na jouself. Want oppas, as jy ongehoorsaam is, gaan jy jou vrou, jou familie, jou mense om jou, gaan jy vernietig. Kyk mooi in daai storm. Hierdie ene keer is natuurlik die ene keer hier op selfde dag kom hy by die disippels. Hoekom het hy nie die disippels bestraf nie? Hoekom het hy die storm bestraf? Broers, soos ek wil dat jy mooi gaan lees. Dis die tweede storm wat ek van praat. Dis die storm van ek en jou as kind van God. Jesus het sê, as ek Jesus aangeneem het, is hy by my in my hart. Hy is binne in my. Hy is saam met my. Dan soms dan gebeur daar iets. Dan sê ons, Here, waar is U? Waar is U? Dan slaap Jesus. Hoekom kan hy slaap? Hoekom hoor ek nie sy stem nie? Here, en Jesus slaap. En die mense sê, die boot is begin vol. En die Here sê, kyk, toe hy uitkom, julle klein gelowiges. Jy kan klein gelowig wees, net nie ongelowig nie. So baie keer raak ons baie ongelowig. Ek was al so naby aan die hel gewees, aan ongelowig. As jy daar lê en jy tyfoid en jy het niks nie, en die koors is hoog, en jy staan en jy sê, Here, hoekom my, Here, waar is U? Dan hoor ek in Nigeria, terwyl ek al lê en ek hoor net Martie se stem, en dis al wat ek hoor, en ek hoor 'n klein stemmetjie sê, toe ek sê, Here, ek wil sterwe, laat my net sterwe. Toe hoor ek 'n klein stemmetjie, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Ek is daar, moenie vergeet nie. Maar Here, moenie, kyk wie is dit wat jou aanval, en hy bestraf dit. Soms moet ons agterkom, is nie die Here nie, maar dit is die Satan. Dis die duiwel wat jou ongeloof wil gee. Dis die duiwel wat die boot wil omgooi, laat jy wil uitval. Jesus is by jou. En hy wil hê dat jy uit jou eie moet agterkom. Want as jy die woord van God ken, broeder en suster, sal jy dadelik agterkom, dis die ou vyand wat my aanval. Dis hy wat my vrees gee. Dinge wat my geloof laat begin wankel.
Dan wil Jesus vir my sê, stap jy nie, hoe lank stap jy met my? Seun, dogter, kind, hoe lank stap jy saam met my hierdie pad? Weet jy nie, dit is die vyand nie? Bestraf die vyand. Want as jy gaan kyk net daarna, stop Jesus op die strand en hy klim uit by die see van Gadara, by die eiland van Gadara, en ewe skielik storm 'n man op hom af met 'n legioen van demone in hom. Hy sê, seun van die lewendige God, wat maak jy hier om my te pynig voor my tyd? Daai vyand het geweet, hier kom die seun van God, demone uit daai man uitjaag. Toe begin hy die boot skud en hy wil Jesus doodmaak. Hy wil die boot laat Jesus verdrink. Daarom sê Jesus, weet jy nie, ek het die Vader wat aan my kant is nie. Julle klein gelowiges. Weet, dis die vyand wat jou boot miskien skud. Hy het vir my gesê, hy is my regverdige, hy is my die almagtige God wat aan my kant is. Hy is, 1 Johannes 4 vers 4 sê hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Jy moet begin dit neem, bestraf daai storm, kom agter. Dis die vyand wat jou boot in jou ongeloof in hierdie God van ons dat hy verloor. Broer en suster, ons moet begin die Bybel vat as ons handboek, as ons instruksieboek, as 'n padkaart vir ons hoe om te loop, hoe om te wandel. Ons moet begin op God vertrou, want alles wat jy dink, broer en suster, wat nog nooit plaasgevind het nie, is false evidence appearing real. En weet jy dat vrees is een van die grootste wapens wat die vyand gebruik, mevrou en meneer, en broer en suster, om ons knieë lam te maak en sê, ek gaan sterwe in Nigeria. Ek gaan my vrou nie weer sien nie. En terwyl ek het gesê het, toe sien ek net so iets, en die vyand bring in my kop, en ja, jy is siek, jy wil sterwe, jy wil sterwe, jy wil sterwe, en ek sien so mooi lig, toe ek so in my koorsstadium is, sien ek hierdie lig, en hy sê ewe skielik vir my, toe hy net sê, trust my, vertrou my. En toe ek die liefde begin spreek, en sê die Here is lief vir my, hy sal my nie verlaat nie, te verdwyn al die woorde van ek haat, God het my verlaat, God is nie by jou nie, te verlaat het alles soos water. God is besig, hy het 'n plan. Niks wat jy doen en met jou gebeur, vang hom onkant nie. Begin op hom vertrou, kyk na hom. Hier is die volgende ene wat ek vir julle wys, Handelinge 27. Dinge wat jy sien, is nie altyd die werklikheid nie. Broer en suster, jy ken vir Paulus daar so, jy ken die storie daar. Die verhaal was dat hy was in 'n hawe gewees, toe sê Paulus vir die mense, moenie gaan op daai storm, daar gaan 'n storm kom, julle gaan julle lewens verloor en al julle bagasie en toerusting gaan julle verloor. Toe sê die kaptein, nee, ons gaan ry. Jy is miskien vanoggend, sit hier en wonder, waarom is ek in hierdie storie? Jy is daar by die werk geplaas in 'n storm miskien. En dan is iemand langs u wat miskien sy werk verloor het, of iemand kom klop by jou deur aan en sê ek, weet jy wat, ek het my werk verloor. Hy sê my, wag, ek het nie geweet nie. Waarom moet ek hier wees, Here? Toe gee die Here vir my die. Ek plaas jou in iemand se storm, sodat jy vir hulle kan sê, moenie bekommerd wees nie. Die Here sal jou deurdra. Broer en suster, soms sit jy daar en dan moet jy jou goed een kant toe skuif. Here, hoekom plaas jy my in ander mense storm? Here, ek het nie tyd nie. Nou vir die Here, jy moet tyd maak. Skuif jou goed een kant toe. God plaas jou in ander mense se storms om vir hulle te kan sê, boetie en sussie, ek sien by jou. God het vir my gesê, hy is jou herder, maar jy moet daar wees. Miskien sit jy vanoggend en jy herken hierdie storm. Jy het miskien iemand wat sy werk verloor het, sy plaas verloor het. Jy het miskien iemand wat vreesvol is. Ek het nie tyd daarvoor nie. Maak tyd. Maak tyd vir hy storm. Want jy gaan al hoe meer nederigheid en God se hand sien en te groei in God se wil en se weë. Dit is 'n baie moeilike storm om in te wees. Dan sien Markus enetjie, dadelik het hy sy disippels gedwing om in die skip te gaan. En voor hy te vaar na die oorkant toe, na
na Bethsaida, onderwyl hy die skare so wegstuur. Wat gebeur het, het hulle toe gery, Jesus staan, hy sê vir hulle, gaan kry my, ek sal julle aan die ander kant kry. En hy los hulle in hierdie boot. Hierdie is 'n storm, broer en suster, wat jy miskien ook kan herken. Dis 'n storm, broer en susters, wat ons voel vir jare lank. My Here, hoekom laat U my alleen dit doen? Here, ek kan U nie sien nie. Ek hoor nie U stem nie. Here, so lank al laas het ek U stem gehoor. Waar is U, Here? En ons hoor nie God se stem nie. En ons roep uit en sê, Here, so lank, ek weet ek moet deur moeilike tye gaan, want dit raak my geloof beproef, maar my God, ek roep uit. Kan U nie sien die water roei in my gesig nie, nou roei ek. En hy sê hulle, die see het rof geword, die storm was daar, het in hulle gesigte gewaai. Hulle sit in die golwe, gaan in die boot in, en dit gaan op en af, en is in die gesigte in, hulle kan nie sien nie, hulle moet uitvee, hulle kyk oral rond, hulle kan nie sien nie, is mistig. Soms bring God, ons kan nie die toekoms sien nie. Here, wat gaan gebeur? Dan sê hulle, en Jesus staan op die strand, en hy kyk, en hy sien dat dit moeilik gaan met hulle. Laat hulle die wind van vooraf kry, laat die storm kom. Al hoor jy nie sy stem nie, soms wil God vir jou sê, hoe vertrou jy my werklik? Hoe vertrou jy my werklik, dat jy die Bybel oopmaak en 'n teksvers soek en daar praat niemand met jou nie? Hoe sterk is jou geloof werklik om vir jare miskien aan te gaan sonder om 'n stem, inspirasie van God te hoor? En standvastig op jou geloof te staan en sê, salig is hulle wat niks sien en tog nog glo nie. Broers en susters, dit is baie moeilik vir ek en jou as dit begin storms raak en jy het nie antwoorde nie. Here, ons is nou al vir jare lank, is nou al 3 maande wat my man nie werk het nie. Here, dis nou al 6 maande wat my dogter sit sonder werk. Here, dis nou al 'n jaar lank. Vader, waar is U? Hoekom gryp U nie in nie? Hoekom het ek so lank roei? Ek is moeg, Here. Ek is nog so moeg. En sê ek vir jou vandag, broer en suster, begin hom sien en weet, hy's op die kant. Hy sien elke ding. Jou pyn vanoggend, broer en suster, is God nie te ver vanaf nie. Hy's net 'n gebed. Here, ek weet U is my herder. Ek weet ek kan nie deurgaan. Here, my God, U is my raadsman, U is my weg, U is die lewe, Here. Ek hoor niks van U nie, Here, maar ek sal vas bly staan en weet, U woord sê, U is my herder, niks sal my kort kom nie. Vader, ek glo dit. Al is ek hier tot water toe, al is die water hier, Here, weet ek, U is my herder. Weet, laat hy weet van jou pyn, jou lyding. Hierso is natuurlik iemand wat almal ken. Petrus sluit van die skenker en loop op die water na Jesus toe. Jy wil ek vir julle 'n bietjie meer inlig. Jy moet altyd 'n ding onthou. Moet nooit vra, is dit reg of verkeerd nie? Here, is dit reg of verkeerd nie? Die duiwel kan maklik vir jou wys iets is verkeerd wat reg is, en die duiwel kan maklik vir jou iets wys wat verkeerd is reg en wat reg is verkeerd. God gee jou kans en God maak die deur oop, maar hy sal altyd sorg dat dit oop gaan wanneer jy besig is om te loop. Soos in die winkelsentrums, as jy so loop, dan loop jy na die deure toe. En as jy by die deur kom, dan maak hy oop. Maar as jy deur staan en jy kyk vir daai deur, broer en suster, dan staan ons aan sê, hoekom is daai deur toe? Here, maak hom oop. Sê die Here, nee, vertrou my. Stap nog 'n entjie saam met my. Here, hy is nog steeds toe. Ek is nou, stap nog 'n entjie. Haai, dankie Here. Vra altyd vir hom, van waar af kom dit?
Kom ons kyk gou vir Petrus. Daar's 2 dinge wat ons kan sien by Petrus kan leer, 2 verskillende tipe storms. 2 dinge wat ons kan oorkom. En die ene is Petrus klim uit die boot uit, die ander ouens sit lekker in vergadering hou. Almal sit in die boot, en terwyl hy in die boot sit, klim Petrus uit. Here, as dit U is, dan kom ek na U toe. Nou daar's 2 teoloë wat deur die jare bestudeer het oor hierdie aspek van Petrus, dat hy die boot uit klim, is daar 2 verskillende tipe dinge wat hulle glo. Die ene sê, hy het gesê, as dit U is, hy het nie geweet nie, hy was nie seker nie. As dit U is. Hy klim toe uit. Nou ek weet nie vir wie van julle ken vir Petrus nie. Petrus was 'n baie moeilike man gewees. Petrus was 'n ou wat elke keer as Jesus vir hom dan kap, wil hy ou se oor afkap. Dan sê hy, Here, ons het 2 swaarde, dan sê Jesus vir hom, Petrus, stop dit. Stop dit. Hou nou op, Petrus. Gaan weg agter my, duiwel. Satan, het hy vir Petrus gesê op 'n stadium toe Petrus hom sê, U sal nie sterwe nie. Petrus is 'n ou wat dadelik optree. Hy tree sommer dadelik op. En wat toe gebeur het op die ouend is, Jesus is die Messias. En toe die Messias daar kom, en die Messias sê vir hom, ek is die Messias wat hier, ek kan mense uit die dood uit opwek, ek is die ou wat vir julle brood gee. Toe sê hy, Here, dan wil ek op die water loop. En toe Petrus uitklim, toe klim hy uit natuurlik op die water en hy begin te sink. Hoekom sink hy, broer en suster? Want hy's nog steeds mens. Jy as ek en jy kan nie as God werk nie. Ons moet nie dink ons het die krag om enigiets te kan doen nie. Daar's baie mense wat sê, ek het die krag van God. Kom na my toe, ek sal vir jou bid. Broer en suster, dis nie hulle nie. Dit is God wat die krag het. Maar soms dink ons kan dinge doen wat God gedoen het. En Petrus kom op die ouend, en hy stap uit op die water, hy begin sink, hy's mens. Petrus, jy's mens, kan jy nie sien jy gaan sink nie? Al die ouens in die boot sê, Petrus, Johannes wat die geliefde was van Jesus, het nie uitgeklim, hy het gesit. Petrus loop uit. So hier stap Petrus uit, broer en suster, soms maak ons besluite in die kerkraad of sommige dinge, en 'n ou kom en hy sê, ek dink is van hier af. As hy sê, hy dink is van hier af, stop hom net daar. Of kom jou man sê, hy dink is van hier af, wys my 'n Bybelvers, kom. Wys my 'n Bybelvers, het jy van God af gehoor of het jy nie? En dit is baie belangrik dat ons hier moet sien uit Petrus uit. Die tweede ding is, Petrus stap uit en hy klim op die boot, hy ervaar 'n wonderwerk. Soms sit ons en ons nog steeds met God in vergaderinge. En ons sê vir die Here, ek wonder of dit van die Here af is. Ek dink ons moet nie nog 'n vergadering aan nie, om te hoor of dit van die Here af is nie. En so gaan ons aan, en ons kom nooit by 'n wonderwerk uit wat God wil hê ons moet doen nie. Gaan sit by jou storms, en kyk wat jy deurgaan. Miskien is jy ongehoorsaam vanoggend. Miskien is jy by die ene wat radical in iemand anders se situasie 'n storm moet wees. Miskien is jy die ene wat op die ouend uitstap en sê, kom volg my, ek dink dis van die Here af. Miskien veroorsaak jy 'n storm in die gemeente, omdat jy miskien ongehoorsaam is aan die Here, en jy dink dis van God af. En as jy op 'n ander storm is waar Jesus in die boot lê, as kind van God vanoggend, sê ek vir jou, die Here is daar. Hy is nie te ver van jou storm af. Our prayer is that you have been blessed and encouraged by this sermon. You can contact us via our website or Facebook page. Please share a testimony on how this sermon has blessed you.